Asseblief saam na 1 Petrus, jy weet waar 1 Johannes is, sal jy net die Petrus vind, hoofstuk voor dit, die 2 briewe van Petrus, en ek gaan 'n gedeelte lees wat relevant is tot die gedeelte, wat gesê het, ons gaan uit verskillende hoofstukke uit Paulus en Petrus en ander gedeeltes verwys en aanhaal hierso. Wat sê Petrus hier van 1 tot 7? Want dit lei die tema in wat ons die volgende 2 of 3 Sondae gaan doen voor ons terugkeer na Johannes. Hy sê, net so, vroue, moet julle aan julle eie mans ondergeskik wees, sodat selfs indien sommige aan die woord ongehoorsaam is, aan die woorde ongeredde mans, ook hulle sonder 'n woord gewen kan word deur die manier waarop julle leef, omdat julle rein eerbiedige lewenswyse raak sien. Julle skoonheid moenie op uiterlike dinge berus nie, soos die vleg van hare, die dra van goue juwele en die aantrek van elegante klere nie, maar op dit wat in die mens se hart verborge is, die onverganklike skoonheid van 'n sagge aarde en rustige gees, wat in God se oë baie kosbaar is. So het ook die heilige vroue wat op God gehoop het, hulle self immers destyds versier deur aan hulle eie mans onderdanig te wees, soos Sara aan Abraham gehoorsaam was toe sy hom as Heer aangespreek het. Julle het haar dogters geword en julle doen wat goed is en julle nie deur enige dreigement laat afskrik nie. Net so mans moet julle in julle lewe saam met julle vrou begrip toon vir hulle as die swakker geslag en hulle as mede-erfgename van die gawe van die lewe met respek behandel, sodat julle gebede deur niks belemmer of verhinder word, soos verskeie vertalings sê. Kom ons bid, Vader, lei ons deur die woord. Mag ons deur hierdie onderwerp versigtig, maar tog reguit benader, want die woord, Here, is apologeties van aard, wat ons verstaan wat verdedig moet word, maar nie om verskoning te vra vir die woord nie, want die woord is deur die Heilige Gees gedryf. Seën ons, open ons gedagtes in Jesus naam. Amen. Ek dink so 4 Sondae terug het ons daaroor gepraat. Ons moet gaan kyk na 'n aktuelle saak, en die aktuelle saak word vandag genoem VIDA. V-I-D-A. Ek nooi om gerus na Dr. Ferdi Mulder se YouTube te gaan kyk, wat ook met 'n ander professor van die gereformeerde kerk gepraat het oor die VIDA, vroue in die amp. So ons doen 'n inleiding, en omdat daar soveel verskillende gedeeltes is waarna ons moet kyk, vir alles wat Paulus aanbetref, in 1 Korintiërs 5, 1 Korintiërs 13, 1 Timoteus 5 en so aan, gaan ons daarna kyk met ter tyd. Die Christenkerk en die vrou in die amp. Ek moet ter inleiding onmiddellik weer beklemtoon, my opinie, Dries Nel se opinie, is van geen belang. Indien ek nie staan onder die gesag van die skrif nie. As ek wel onder die gesag van die skrif staan en ek bring 'n skrif na vore, moet jy met die Here gaan beklei, nie met my nie, want dit is wat die Here sê. En as ek klaar is, moet ek kan sê, so spreek die Here. En ek gedink om net 'n goeie aanleiding te doen, of 'n inleiding, dat my altyd dink aan iemand wat wat verspring, of 3-sprong doen, of hoogspring, het altyd 'n goeie aanloop, het hy nie. Het jy al iemand gesien wat by 'n hoogspring staan, dan staan hy net so, en spring hy oor. Nee, hy het 'n aanloop. Hy bou het op, alle krag, span alles in. Selfs die wegspringer staan nie daar en hardop en dan spring hy vir 4 meter nie. Net so is dit belangrik om 'n goeie aanloop te hê tot hierdie hele onderwerp. En weer eens, al is ek 'n ouderling, al staan lei die gemeente as 'n voorganger of 'n ouderling. Dit selfs beteken presbyter, soos die mense sê in die Presbyteriaanse kerk, wat basies maar net
lerende ouderling, verouderling is. So, opinie gewys, moenie na my luister nie, luister na wat ek met u uit die skrif deel, want ek staan onder die gesag van Christus. Nommer 1, ek staan onder die gesag van die, wat hulle noem, die lewende woord. En wie is die lewende woord? Anders as die Here Jesus Christus homself, wat lering gee deur sy Heilige Gees aan sy kerk. Die gesproke woord wat ons van gepraat het, die Bybel het ontstaan uit 'n gesproke woord, wat geword het 'n geskrewe woord. En as kerk, as ons onsself kerk noem, staan ons onder gesag van die geskrewe woord, omdat ons nie meer die gesproke woord het nie. Maar ons het nog steeds die gees van die lewende woord by ons, om ons te lei in sy skrif. Want Jesus sê, as ek gaan weg om vir julle plek voor te berei, maar as ek weggaan het, sal ek julle 'n ander helper of 'n trooster, 'n parakleet stuur, wat julle sal lei in al die waarheid wat ek vir julle met julle gespreek het. Maar die kernwaarheid bly nog nooit verbygegaan nie. Ek dink 'n baie groot gevaar dat baie mense wat staan agter kansels nie besef nie, dat hulle eendag 'n verantwoording sal doen vir die lewende God homself. Dis 'n baie gevaarlike ding om agter 'n kansel te gaan staan. Dis 'n gevaarlike ding om te sê, so spreek die Here. Want vir elke woord wat die persoon sê, sal hy verantwoording gee aan die lewende God. En hoe dit uitgelê word, hoe krom en skeef dit ook al is, sê Jakobus 3 vers 1 nie vir ons juist daarin dat so 'n persoon nie almal moet begeer om leermeesters te wees, to be teachers, want hulle sal 'n erger oordeel kry, of onder 'n erger oordeel staan as ander. So in daai opsig kan ek sê, Dries, wees bang. Wees baie, baie bang. Wees baie versigtig wat uit jou mond uitgaan. Maar dit is nie 'n mens wat geskryf het nie. Dis die Gees van God wat dit vir ons gegee het. So al verveel ek baie keer mense met 35 tot 40 minute boodskappe en die stoel word hard en word seer agter. Ek sal liewer versigtig wees om dit te probeer so deeglik as moontlik te doen, as wat ek oppervlakkig net 'n boodskapie, wat hulle sê, plat, cut and paste. Iemand anders se boodskap vat. Moet ek self na die woord toe gaan, en ek moet baie bang wees, en gehoor gee wat Jesus bid tot die Vader en sê, Vader, heilig hierdie 12 disippels deur u waarheid. Dit is wat Jesus gebid het in die tuin van Getsemane. Heilig hulle, maak hulle heilig. Want heilig gaan saam met geroepenheid. Heilig hulle deur u woord, Vader, want u woord is waarheid. Dit moet gehoor word, Vader, dit moet gehoor word. Hulle gaan uitgestuur word per opdrag, Matteus 28 vers 19. Gaan in die hele wêreld, julle disippels, en gaan verkondig hierdie evangelie tot redding van mense, en doop hulle en leer hulle om alles te onderhou. Nie iets anders nie, maar wat ek vir julle geleer het, moet julle onderhou. Die woord is waarheid. En ons het dan nader inzoom, kyk ons na die Pauliniese geskrifte, dat die grootste aanval is sedert die einde van die 20ste eeu. Wat Paulus aangeval word met sy opdragte en sy instruksies. Al het ons het gesê, Paulus het 13 briewe geskryf, alleen. So daarin is amper meer as die helfte deur hom persoonlik geskryf. Hebreërs het hy ook aandeel gehad, en Handelinge praat van Paulus. So as mens Paulus uithaal, haal jy 15 geskrifte uit die Bybel uit. Dan het jy 'n Nuwe Testament van 12 boeke. Wat maak mens met 12 boeke? Wat doen mens? Hoe word 'n kerk geplan? Hoe word 'n kerk bestuur? Hoe word 'n kerk geadministreer? Hoe groei hulle na uitbreiding na ander kerke, nuwe kerke te plant? Alles lê binne Paulus se geskrifte en word vir ons duidelik uiteengesit. Onthou Galasiërs 1 vers 16. Wat sê Paulus? Want ons moet onthou, wie is Paulus? Ag, hy's maar net
verdwaalde siel, wat maar nou net dag besluit, hy neem 'n pen op en skryf hy 'n klomp nonsens, wat eie tyd is, net geld vir sy tyd, so haal vir Paulus uit, want Paulus het niks meer te doen met ons moderne tyd nie. Paulus is oudtyds, Paulus moet verwyder word, en ek weet het, ek lei u nie om die bos nie, ek het gewerk met kapelane, wat hoogs geleerd was, wat vir my gesê het, Paulus hoort nie in die geskrifte nie, want hulle het dit so geleer by die Rand-Afrikaanse Universiteit. Of lees Paulus maar as bloot maar net 'n geskiedenis. Dis baie gevaarlik, weer eens, ek dink Paulus het 'n gesag en 'n groot ontzag en 'n respek vir God se woord gehad, en hy self deur God geroep as 'n vervolger van die kerk, as 'n planter van kerke onder heidene. En waar het hy geleer? Ons praat met die nagmaal, Paulus sê, wat aan my gegee is, het ek aan julle ook oorgelewer. Wat bedoel hy aan my gegee? Aan julle oorgelewer. Jy sien, Paulus het dit nie ontvang van die ander apostels nie. Dis persoonlik deur God aan hom gegee. So praat hy in 1 Korintiërs 15 ook, wat ek van die Here ontvang het. Hoor wat sê Paulus, wat ek van die Here ontvang het, gee ek ook aan julle. Nie wat ek van die apostels gehoor het nie. Nie wat ek van die ander disippels gehoor het wat Jesus gehoor, maar wat ek self van die Here gehoor het, gee ek aan julle as 'n instruksie om dit so te doen. Galasiërs 1:16, hy sê, ons kyk by 15, hy sê, hy wat my afgesonder het voor my geboorte af, en deur sy genade geroep het, sê Paulus, om sy seun aan my te openbaar, sodat ek hom onder die heidene sou verkondig, het ek nie dadelik vlees en bloed geraadpleeg nie. Wat bedoel hy, ek het nie vlees en bloed geraadpleeg nie? Ek was nie by die ander apostels nie, hulle is ook maar net vlees en bloed. Petrus, Johannes, Jakobus is vlees en bloed. Ek het nie vlees geraadpleeg nie. Ook het ek nie na Jerusalem opgegaan, na hulle, wat voor my apostels was nie. Maar ek het wel na Arabië gegaan, en toe weer na Damaskus teruggekeer. Later sê ek was net so 15 dae, ek het vir Sefas ontmoet, Petrus ontmoet. Maar ek het nie by hulle geleer nie. Ek was 3 jaar in Arabië, die teoloë en die geleerdes sê, daardie 3 jaar was sy opleiding, soos die disippels 3 jaar deur Jesus toegerus is om die evangelie te verkondig, is Paulus geroep, nie net om die evangelie te verkondig nie, want hy het 'n baie gesonde evangelie. Paulus se evangelie is baie gesond. Nou dit praat ook van die dood van Jesus, dit praat van sy opstanding, dit praat van sy verskyning 1 Korintiërs 15 aan oor die 500 mense. So hy het 'n gesonde evangelie. Maar Paulus is uniek omdat hy praktiese opdragte en instruksies aan die kerk gee. In sy tyd. Hy wat geleer het, leer nou nie wat Paulus glo die kerk moet wees nie. Hy leer wat die Heilige Gees sê. Want jy weet, Handelinge, het baie mense gesê, Handelinge is moet ons eintlik noem die Handelinge van die apostels. Die het al voor, sê, noem Handelinge die Handelinge van die apostels. Nie korrek nie. Dis die Handelinge van die Heilige Gees. Hoe die Heilige Gees gewerk het, hoe hy kerke geplant, hoe hy Paulus geïnspireer het. Direk van God gehoor, gee hy opdragte aan hierdie heidene onder wie hy kerke plant. Hulle verduidelik aan hierdie heidense kerke en met Jode daarin, alhoewel Filippense het nie Jode gehaat in die kerk nie, gee hy instruksies wat spesifiek is. Dis nie, soos in Engels sê, ambiguous. Dis nie vreemd en tweeslagtige opdragte wat Paulus nie. Hy gee direkte instruksies en opdragte. En ek wil by Paulus oor hom sê, ek het iets gesien op YouTube of Facebook wat sê, if you don't literally believe the Bible, you literally don't believe in the Bible. Ek wil nie sê ek glo in die Bybel, en ons kan kies wat ons glo in die Bybel. Ons kan nie kies wat ons dit deur 'n sif vat en dit vat nie. Paulus gee opdragte, want hy is geroep om Christus se liggaam te bou, hoe die liggaam van Jesus moet uitsien as dit klaar is. Dis wat Christus verwag van sy gemeente, want hy is die hoof. Daar's te veel kerke vandag wat koploos rondloop. Ek weet nie wie is hulle hoof nie. Hulle het nie 'n hoof nie. Hulle doen net wat hulle wil. Hulle praktiseer net wat hulle wil.
So Christus definitief nie hulle hoof nie. Want as Christus hulle hoof het, sal hulle self sinkroniseer met wat geskryf staan in die geskrifte. Want Paulus se skrywe is anderster as die evangelies. Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Hoekom? Want die evangelies bring nie praktiese uitlewing van jou geloof nie. Die evangelies bring nie definitief rigting en sê, so moet 'n kerk lyk. Dit is hoe ouderlinge moet lyk. So moet diakens lyk. So moet vrouens lyk. So moet mans lyk. So moet Paulus doen dit. Petrus ook. Ons het nou by Petrus gelees. Want hy praat met die vroue. Hoe moet vroue wees in die kerk? En Petrus weerspreek nie vir Paulus nie. Die ander raak ook daaraan oor die praktiese teologie wat ons praat in teologie. Die praktyk van die teologie wat gaan oor die eklesia, die uitgeroepenes van God. En veral in die tyd van Paulus en wat hulle noem die Grieks-Romeinse tyd. Greco-Roman time. Hoe moet hulle lyk? En Paulus in bykans al sy skrywe, as ons kyk byvoorbeeld Romeine 16, gee hy praktiese instruksies. Hoe die kerk, hoe mense in die kerk moet lyk. Hoe moet 'n vrou, hoe moet 'n kind, hoe moet 'n dogter, hoe moet 'n seun, hoe moet 'n diensknegt, hoe moet dit lyk in die kerk? Paulus praat in 1 Korintiërs 11 vers 14, gee hy ook prakties hoe dinge beoefen moet word. By dit kom en ons gaan later 'n bietjie meer stil staan daarop by hoe word hierdie geestelike, die charisma binne in die kerk bedryf. Paulus is baie spesifiek daaroor. En ook 2 Korintiërs 13, Paulus gee praktiese instruksies. Galasiërs 6, vol van instruksies, hoe 'n kerk moet lyk. Efesiërs 5 en 6, Efesiërs, as jy onthou, Efesiërs 5 gaan sê, begin by vroue, wees julle mans onderdanig, soos die kerk aan Christus, en so moet julle onderdanig wees. Julle moet julle, die rol in Efesiërs 5 is die rol en verantwoordelikheid van die vrou, die rol en verantwoordelikheid van die man in die huwelik, maar nie in die huwelik nie, van mense wat kerk toe kom. Dit is wat die Heilige Gees sê. Nie ek, Paulus nie, dis wat die Heilige Gees sê. So, dan sal ons sê, as ons verwerp wat Paulus sê, goed, dan verwerp wat die Heilige Gees sê. Dis reg, ons sal eendag voor die Heilige Gees staan en verantwoording doen en sê, ja, ons het nie geweet ons moet dit so doen nie. Dis 'n baie gevaarlike stelling, want dis wat die ryk man ook en Lazarus ook vir Abraham sê, maar help my, ek is in groot benoudheid, help my. Dan sê hy, man, julle het Moses en die geskrifte, ons het vandag Moses die geskrifte en die Nuwe Testament, luister na hulle, dan sê julle na hierdie plek toe kom nie. As julle hulle het, lees hulle. Iemand het gesê, geseënd is 'n persoon wat 'n Bybel besit. Meer geseënd is die persoon wat sy Bybel lees, hy het nog meer geseënd. Uiters geseënd is die persoon wat uitvoer wat staan in die geskrifte. Paulus ook in Kolossense 3. Alhoewel hulle baie praat oor valse lering en meeste van die Nuwe Testament praat oor vals, is daar baie praktiese instruksies wat ons nie vind nie, want weer eens, ek sê nie alle teologiese fakulteite, maar die wat ek weet definitief Unisa en die Universiteit van Johannesburg. Volg nie meer 'n lering wat getrou is aan die geskrifte. Dit doen dit nie meer nie. Ek weet ek het daar gestudeer by die Universiteit van Johannesburg. Met my honeurs, moes so toe gaan na hulle teologiese fakulteit, daar is so min boeke. Jy sal vind al die boeke is vol filosofie en goed, teologiese rak vol boeke, is skaars 2 rakke vol. Want jy sien, die Bybel word nie ernstig opgeneem nie. Die Pauliniese geskrifte word uitgegooi by die Universiteit van Johannesburg. By ander universiteite stel hulle professore aan wat nie glo in die skrifte meer nie. Nog minder in Paulus. Hulle bestudeer die Bybel soos 'n moslim of 'n hindoe die Bybel sal as 'n teologiese dissipline studeer. Sien, dit kan tog nie wees nie dat dit wat deur die vroeë kerk van Jesus se opstanding kerk begin plant is. En Paulus
al hierdie kerke geplant het. Jy weet dat Paulus vir 13 jaar 3 sendingreise was. Paulus, 13 jaar, 3 sendingreise. Hy het oor die 7000 kilometer gereis in daardie tyd. Baie. Dus kom ons glo, hy kan miskien van die Ethiopië van die perd afgeval het. Hy moes het om die perd gery het. Volgens Handeling wat niks geskryf staan en toe Jesus sien het hy van die perd afgeval, hy het op die grond geval, maar hy het 7000 kilometer gereis en ten minste 14 gemeentes geplant. Paulus. Baie. En uit daai gemeentes is weer ander gemeentes. Hulle noem dit die baptiste uitbreiding. Dis uitgebrei na ander gemeentes toe. Nou alhoewel, dis nie net Paulus, maar Petrus en Jakobus en Judas en Johannes ook vermaanings het in hulle leerstellinge, is Paulus die een wat die meeste tyd spandeer om praktiese instruksies of opdragte te gee van die Heilige Gees, wat hy self sê, dit sê nie ek nie, maar die Here sê dit. Dan sê hulle van die jaar 33 tot die jaar 2000, kom in by 1980s, het die vroeë kerk het die geskrifte gevolg, want hulle het niks anders gehad nie. Hulle het net die geskrifte gehad wat hulle gevolg het. Dit was hulle leerplan, dit is hulle curriculum. Dis hoe hulle na dinge gekyk het, na die skrifte verleiding gekyk het, want hoe is kerke geplant van 33 tot 1980, geplant deur leiding van die Heilige Gees volgens die skrifte. En daar was baie vals leringe, Marcion en ander ketters wat ander dinge begin verkondig het, weg van die skrif af. Selfs wat ons besig is met 1 en 2 Johannes, weg van die skrif af, 'n nuwe lering aangaande Jesus. Hulle kom nie terug na die geskrifte nie. Maar Paulus, duidelik detail die rol van die mense binne die eklesia, die uitgeroepenes van God uit die wêreld uit. Hulle kan tog nie ander geskrifte volg. Kerk kan ons nie, waarom? Dan moet ons die Bybel toemaak en dan begin ons nuwe. Daar's 'n vrou, ek dink jy by die Bybelstudie daarvan praat wat nou 'n derde deel van die Bybel wil skryf. Nogal ook 'n professor, vroulike professor wat sê ons Bybel is nie meer van toepassing vandag nie. Sien, dit is van toepassing op eie tyd. Dit is op daardie tyd van toepassing. Ons moet 'n derde testament skryf. Want dis waarna die mense gaan. Hulle neig na, hulle is nie tevrede wat die Heilige Gees vir hulle gegee het en gesê hierdie 66 boeke is ons leerplan. Dit is hoe ons 'n kerk bedryf. Dit is waarom ons glo. Om uitgeroep te wees deur al die jare wat nog altyd om vas te hou in die Ou en die Nuwe Testament. Nog altyd. En aan sy instruksies. Baie gesê dat ons moet versigtig wees by instruksies, dat ons die ding binne in sy konteks verstaan en ons gaan daarna toe beweeg. Ons kyk na vroue mag niks sê in die kerk. Konteks. Kyk na die asseblief na die konteks. Dis nie wat daar geskryf staan letterlik bedoel jy mag nie praat in die kerk nie. Kyk in die konteks van die charisma, die gawes, die voorskrifte aangaande vroue wat volgens 1 Korintiërs 5 kan profeteer, maar met 'n hoofbedekking. Maar sy mag nie praat in die kerk. Maar hoekom profeteer hulle dan in die kerk? Jy sien, ons moet baie versigtig wees met die konteks. Watter hoofstuk praat Paulus hiervan? Wat bedoel Paulus hierby? Nee, ons gaan kyk daar. Wat bedoel Paulus as hy sê vrou mag nie praat in die kerk, maar sy wel die vorige tyd sê sy mag profeteer. Hoe verstaan ons dit? Paulus homself weer spreek, is maar net een van die goed waarna ons gaan kyk. Want ons moet die ding in sy konteks verstaan. Maar die geskrifte is die gesag waarin 'n leraar moet staan. En wee hom as hy dit op 'n ander manier doen. Want ons moet besef, eerstens, ons is nie meer burgers van hierdie aarde nie. Jy mag miskien, ek is 'n goeie Suid-Afrikaanse burger. Ek is 'n baie goeie Suid-Afrikaanse burger. Maar as u volgens Filippense 3 vers 20 sê, ons burgerskap is egter, sê Paulus, van die hemel, van waar ons die Here Jesus as verlosser verwag. Ons is ware burgers van die hemel. Dis baie saak as ons burgers is van Suid-Afrika. Laat die ANC-regering en die EFF, wat ook al, hierdie regering vat en doen net wat hy wil daarmee. Ons kan dalk bid, maar ons burgerskap is van die hemel, en ons leef primêr as burgers van die hemel. En dis vir al die regering, die ANC-regering aan bewind gekom het,
wat ek eendag seker nie meer mag sê, die ANC oor die kansel sê nie, want hulle sal jou arresteer as jy dit, want ons beweeg in daai rigting met hulle, elke persoon wil registreer, net soos die vra eendag vir Etienne as hy hiernatoe kom, wat beteken die 3 Patriotic Self-Movement in China? Gaan lees dit op. Jy staan onder die Chinese regering. Jy mag niks sê teen die keiser nie. Jy mag niks sê teen die regering nie. Ons beweeg in daardie rigting, wat hulle jou sal verbied om sekere dinge te sê. En hier kan iemand in die kerk inkom en hy is 'n agent van die kommunistiese regering en hy gaan verklaar my. Dan moet julle maar vir my kom grondbone bring waar ek sit in Babiaanspoort, waar hulle my ook al sal sit, Barberton in die tronk gaan sit. Want omdat ek gepraat het teen die regering, want steeds het hulle aan wind gekom het hulle maar net oorgeneem. Dis nie 'n nuwe ding wat die regering gedoen het in 1994. Hulle het hierdie goed was vir hulle 'n teelader net ryp. Want ons moet wees volgens die regering het die leerplanne verander. Jy weet dit, die regering, dis universiteite, ons betaal julle dosente, maar julle moet julle leerplan aanpas by wat ons sê. Equity, nee. Black Lives Matter. Die emancipasie van die vrou. Al daai goed is nuwe tendense wat ingevoer word deur die regering. Ons is demokraties. Glo my, Suid-Afrika is meer demokraties as wat Amerika is. In baie opsigte, baie meer. In daardie rigting beweeg dat ons moet wees in eie tyds en in hierdie leerplanne wat hulle ingevoer het, die ANC met die universiteite, is Jesus nie uit God gebore. Jesus is nie gebore uit 'n maagd nie. Ek weet dit, want dit word so geleer. Want hulle sê dis nie wetenskaplik moontlik, so Jesus is nie uit 'n maagd gebore, want 'n maagd kan nie geboortes ken. Jesus is ook nie Jesus, hulle verkondig 'n ander Jesus wat biskop Tutu, 'n ander Jesus wat nie glo dat Jesus fisies uit die dood opgestaan het nie. 'n Jesus wat altyd polities korrek is, hy gee nie aanstoot aan ander, as die woord so sê, dan sê hulle, nee, die regering sê so, dan moet die regering se wet geld, want die wet, ons moet, en dan sal jy mense kry wat sê, ons moet aan die regering gehoorsaam wees. Nie as dit by dinge kom wat die Bybel anders te sê. Ons kan nie polities korrek wees in alles. Die kultuur, die lewensbeskouing, die elemente van die hedendaagse lewe, die sienings en standaarde van die wêreld, soos ek al reeds gesê het, Dr. Ralph Christensen, my sending dosent, wat gesê het, the culture van enige plek waar jy gaan sending doen, daai land se kultuur moet deur die rooster van die Bybel gaan. That culture must go through the grid of the Bible. Not the Bible must go through their culture. En hy haal vir Spurgeon, wat ek al reeds gesê het, we shall not adjust, Spurgeon sê, we shall not adjust our Bible to the age, but by God's grace we shall adjust the age to the Bible. Dit geld, ek dink Spurgeon is korrek. Want as hy is nie kerk nie, dan moet ons maar saam die sangomas en sioniste gaan aanbid, want ons pas ons polities korrek. Daarom die beweging nou, ons moet saam met die hindoes en hulle bedien al nagmaal aan moslems en hermanes, hulle gaan bid saam met hulle op die berg al seker 10 jaar terug, en hulle saam met die mense, Khoisan gaan hulle op na die berg, en hulle gaan bid saam 'n God, een God, die moslim God, die boeddhistiese God, die Hindoese God. Dit is waarna toe dit beweeg. Ons sê kom terug na die Bybel toe. Ons doen dit volgens die Bybel. Laat die mense buite die kerk hulle eie dinge doen. Nee. Wat sê Paulus in 1 Korintiërs 5 vers 12? Paulus sê duidelik, waarom sal ek buitestanders oordeel, sê Paulus? Hoekom as ek begaan oor die buitestander wat nie in die kerk is nie, wat die kerklike sake aanbetref, begin die oordeel by die huis van God. Ek het niks nie, hy sê, want God sal hulle in elk geval oordeel. God sal alle mense, of hulle hindoes, of boeddhiste,
hormone, wat ook al is, hulle sal self deur God geoordeel word. Ons hoef hulle nie te oordeel nie. Maar dit sê nie ons moet saam met hulle gaan nagmaal en saam met hulle bid en saam met hulle een God gaan bid nie. Maar tog, dat hulle wat buite is, die staat en die ongelowiges, kan ons nie binne in die kerk oordeel. Hulle kan nie vir ons in die kerk kom sê, julle moet dit sê, julle moet dit glo, julle moet dit doen nie. Julle is onverdraagsaam. Julle is nie meer met die tyd nie. Julle moet nou saamgaan met die kultuur en die modernisme, veral na die 1980s, moet julle saamgaan en erken dat al die apostels wat ons se geskrifte aan vashou, wat vir ons kosbaar is nie meer relevant nie. Is nie vir ons relevant nie. Ons doen dit op 'n ander manier, jy sien. So, as kerk moet ons dan gaan en sê, Here vergewe ons was vir 2000 jaar verkeerd gewees, dat ons nie nou aanpas by die moderne geneigtheid van dames op die kansel. Ons pas nie aan by vroue ouderlinge, ekskuus Here, ons was verkeerd. Paulus hulle was verkeerd. Ons almal was verkeerd, Here, jammer, ons het dit verkeerd gedoen. Jammer, ons draai, ons bekeer ons nou na 2000 jaar draai om en sê, dis reg. Die kerk mag so lyk. Mag anders te lyk. 'n standaard wat nie in die Bybel voorkom nie. Maar wat gebeur binne die kerke? Lidmate gebruik wêreldwyd standaarde that appeals to the world. Nie wat die wêreld hou daarvan. So, omdat die wêreld dit doen, moet ons ook daarvan hou. Ons is anderster. Ons is anderster. Die skrif word aangepas, because die manier wat ons dit aanpas, it appeals to the world and the lost. We are entertaining goats, not feeding, the shepherds are no longer feeding the sheep, they are entertaining the goats, en ons gaan saam met die gees, saam met die tydsgees, en nie saam met die Heilige Gees nie. Die kerk is nie meer liggaam wat onder net een hoof resorteer nie. So ek gesê, dis 'n koplose liggaam wat ronddryf, en weet nie wie die hoof is nie, want ons volg nie die hoof se instruksies nie. Die staat, bandelose, aantreklike gebruike, die gevalle wêreld volg ons slaafs na. Jy sien, ware gelowiges, en ons is van die nagmaal gebruik met ons onthou, ware gelowiges versamel hulle om die 66 geskrifte vir rigting en lering, en te hoor wat die Heilige Gees in die geskrifte sê. Daarom sê Petrus ook, wel bekend, 2 Petrus 1 vers 20 tot 21 sê, geen profesie, praat ons van al die boeke as profeties, geen profesie, 2 Petrus 1 vers 20 tot 21, geen profesie is voortgekom deur die wil van 'n mens, maar is gedryf deur die Heilige Gees. Mense, hierdie profete wat ons het in die Ou Testament, is gedryf deur die Heilige Gees en woorde uitspreek wat van God afkomstig is. Ons ken 2 Timoteus 3:16, all scripture is theos nostos, is uitgeasem deur God. Weereens, as die plaaslike gemeente hulle nie inrig volgens die 66 boeke nie, is ons met probleme. Dat is die bekende stelling, ons nie vir iets staan nie, sal ons vir enigiets val. En ons staan, wat? Die geskrifte. Nie op onsself, nie Dries nie. Weereens wat Dries sê is geen gesag nie. Maar wat die skrif sê, is die gesag van die Heilige Gees. U weet wat sê Hebreërs hoofstuk 4, die woord van God is lewend. Wat is die woord van God? Nie alleen die lewende woord nie. Die geskrewe woord is lewend en kragtig. En dring deur om te sny. Dit is so skerp, die woord van God. Dring deur om te skei, as dit moontlik was, siel van liggaam, gees van siel, siel van gees, murg van gewrig. Kan jy werklik murg uitsny? Dat jy kan nie dit uit 'n been uitsny. Maar hy sê, die woord van God is in staat om dit te doen, is so skerp. Lewend en kragtig, skerper as enige tweesnidige swaard, en dring deur om tot die skeiding van siel en gees en van wrigte en murg, en is 'n beoordelaar. Die skrif beoordeel, nie ons nie. Die skrif is 'n beoordelaar van die gedagtes van die mense. Paulus sê om
vestings neer te werp. Dink oom Willie, toe ons nagmaal daar het ook gepraat van die skrif sal nooit ledig terugkeer. Hy sal alles vermag, want dit moet vermag. Wat God beplan het, dit moet verwag. Paulus sê 2 Korintiërs 10. En ek sluit daarmee af, sodat ons kan ingaan in die nagmaal, sodat ons volgende week sal meer in detail kyk na Paulus se geskrifte, wat hierdie saak aanbetref, asook Petrus en miskien Johannes. Wat is die doel as die woord lewend en kragtig is en skerper as enige tweesnydende swaard wat deurdring, siel en gees, gewrigte en murg? Paulus sê 2 Korintiërs 10 vers, hy sê, die wapens van ons stryd is immers nie menslik nie, maar danksy God is dit kragtig en sterk, om sterk vestings af te breek, redenasies te vernietig, en ook elke skans wat opgerig word teen die kennis van God. Wat is die kennis van God? Die Bybel. Ook neem ons elke gedagte gevange tot gehoorsaamheid aan Christus, en staan gereed om elke ongehoorsaamheid te straf, tot wanneer julle volledig gehoorsaam sal wees, sê Paulus in die skrif. Wie ook al Hebreërs 4 geskryf het, stem saam. As nie self Paulus wat geskryf het, is lewend en kragtig, om skanse af te werk, redenasies wat hulle self opstel teen die kennis van God. Die woord is die kennis van God. Dit was goed vir die kerk tot in 1980s, toe is dit nie meer goed nie. Nou word nuwe idees ingebring. Ons doen dit nou volgens hierdie, en ons pas onsself aan. Ons verordineer sommer 'n gay predikant. Dit is die tydsgees. Die regering sê ons moet gay mans ook kans gee op die kansel. Want dit is wat die tydsgees sê. Is dit wat die woord van die Here sê? Sien, so stadig maar seker moet ons hierdie skanse weer begin afwerk volgens die woord van God. Om vas te hou, mense te leer om vas te hou aan die. So sê die Here, so sê die Heilige Gees. Nie sê Paulus nie Johannes nie Jesaja nie, so sê die Here. Back to basics, soos die polisie altyd sê, back to basics. Terug na die fondasie van die skrif. Mag die Here ons help. Ons volgende week gaan kyk na 3 spesifieke hoofstukke, waar daar 'n effense verwarring is oor die vrou se rol in die kerk. Want die Bybel is vol van dit. Dit gee Paulus en Petrus gee vir ons duidelike, nie riglyne, gee vir ons duidelike instruksies hoe dit moet lyk binne in die kerk. Amen. Mag u wat hier is en die wat daarna luister, u werklik uself ook ondersoek om te sien of u in lyn is met die geskrifte. Want soos die ryk man sal hulle ook eendag veroordeel word of gepromoveer word volgens die geskrifte. Man, hulle het Moses in die geskrifte, laat hulle na die luister. Mag ons ook luister. Amen. Maar ek gee jy net 20 sekondes, want jy glo nie sal veel hê om vir die Here te sê. Nou, die boodskap nie, maar die mense by die huis ook op die video, 10 sekondes net die hart voor hom te lê, te sê, Here, wat wil u hê met ons doen? Vader, ons dankie dat ons saam na u woord kon kyk, ons weer verder sal kyk daarna, om te verstaan, nie wat ons wil hê nie wat die meerderheid wil hê, nie 'n demokrasie wil hê. Want Here, ons staan eintlik veronderstel onder 'n teokrasie te staan, onder Christus as hoof van sy kerk. En ons bedryf dinge soos die Heilige Gees, Paulus en Petrus en Johannes en Jakobus instruksies gegee het van hoe 'n liggaam moet wees. En waar ons meer spesifiek gaan kyk na die rol van die vrou in die bediening, die vida vrou in die amp, dat ons sal verstaan wat u woord daarvan sê. Vader, en ons sal gehoorsaam wees, nie net om te hoor wat u sê nie, want
Salig is die wat nie hoor nie, maar salig is hulle wat doen, hulle wat dit uitvoer. Want baie sal op die dag na u toe kom en sê, Here, Here, het ons nie in die naam geprofeteer of gepreek nie, het ons nie duiwels in die naam uitgeruim, het ons nie siekes genees nie, u sal vir hulle sê, gaan weg van my, ek het julle nog nooit geken nie. Vader, help ons dat dit nie waar sal word van ons nie, die ook vir ons sal sê, Here, ons het alles gedoen, al die regte aksies gehad, maar ons het nie die wil van die Vader gedoen nie, en die wil van die Vader uitgespel in 66 boeke, Ou en Nuwe Testament, ons self in te rig daarvoor ons, en ons self daaraan te meet, sodat ons nie tekort gevind kan word. Die Here soos die man wat uit die bruilofsmaal met die verkeerde kleed aangekom het en jy gesê het, vriend, waar het jy vandaan gekom? Watter kleed het hy? Hy het geen kleed aan nie. Hy het 'n kleed wat God nie wil hê, aangehad. Mag ons die regte kleed aan hê, sodat ons in die heerlikheid kan ingaan. Help ons dan, Vader, waar ons nou sal oorgaan na die nagmaal, ons dit met ontzag, Here, met respek sal gebruik, wat u ingestel het en 'n ewige ordonnansie is. Seën ons dan, terwyl ons deelneem aan die teken, die simbool van hom wat vir ons geslag is. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie om Willie vir ons kom, dan kan ons daai een sing, terwyl ons regmaak vir die nagmaal.